Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Dit is 'n program wat ons kyk na wat op die sportveld gebeur oor die naweek, Saterdag en Sondag. Lekker van In die Tunnel is ons hoor wat sê die afrigters en die spelers en ons hoor daai binnestories eintlik hiervoor is in die tunnel uitdraf vir die aksie. Ongelukkig nie 'n eindstryd vir die T20 vir Suid-Afrika se Proteas manspan nie. Dit is nou jammer. Maar Indië speel teen Nieu-Seeland en dit is Sondag. Ons gaan daaroor praat ook hoor wat sê Finn Allen. Hy sê maar wat soveel lopies gemaak het teen die Proteas. Hy gaan ook 'n belangrike speler wees Sondag teen Indië. En dan kyk ons ook 6 nasie. Dit is weer lekker 6 nasie rugby wat voortgaan. Lekker groot wedstryde. Ons hoor wat sê van die afrigters Andy Farrell van Ierland, Gregor Townsend van Skotland gesels saam en Dewey Lake, hy is die kaptein van Wallis se span. Hy gesels ook saam. Natuurlik gaan Mike Potgieter sy kundige mening ook gee. Hy is soos rugbykundige in die Kaap. En dan sokker. Dit is nie Engelse Premier Liga die naweek nie. Dit is FA Cup wat voortgaan. 16 spanne oor, 5 ronde van 5 wat nog gespeel word. Pep Guardiola en Mikel Arteta gesels ook saam. Hulle speel die naweek. En dan golf ook die Arnold Palmer uitdag toernooi wat gespeel word. En ons hoor ook wat sê twee van die spelers daar, Scottie Scheffler en Rory McIlroy. So is lekker sport om na uit te kyk. Ons kyk ook wat in Namibië natuurlik gebeur, so bly ingeskakel. So ons skop af, ons stap uit. Ja, die tunnel stap ons op die cricketveld. Dis Ahmedabad. Dit is die plek waar hulle gespeel Sondag. Eindstryd van die T20 Wêreldbeker. Indië groot voordeel dat dit in hulle land aangebied word tuis. Eindstryd vir hulle. Hulle speel teen Nieu-Seeland en daai tyd is 3:30. Dis Namibië se tyd wanneer die eerste bal gebal word. Kom ons hoor wat sê Finn Allen. Hy het gesels net nadat hy klaar gekolf het teen Suid-Afrika en ook die effek van die van Nieu-Seeland wat dit so vroeg in die oggend kyk. Hulle kry natuurlik eerste son. Dit is baie vroeg in die oggend. Ek dink 3:30 in die oggend wanneer daai wedstryd begin in Nieu-Seeland tyd. So kom ons hoor wat sê Finn Allen. Yeah, I'm sure my parents are up watching the whole game. Hopefully they're proud. But I think, as a nation, I think hopefully everyone gets behind us and rallies around us for Sunday. Obviously, difficult time for people to watch back home, but I'm sure people were keeping tabs on the game, and hopefully they can get up and have a Monday off at work and watch the final. Dan van Allen van Nieu-Seeland, die eindstryd is 3:30 Namibië se tyd Sondag. Dit is Nieu-Seeland teen Indië. Kom ons gaan na die rugbyveld. Dit is 'n lekker groot 6 nasie wat voortgaan. Dit is komende Saterdag, dit sal Vrydag aand eerste wedstryd. Dit is 10:10 Namibië se tyd. Ierland teen Wallis. Kom ons hoor wat sê Andy Farrell. Hy is die afrigter van Ierland se rugbyspan. Kom ons hoor wat hy te wagte is van 'n wedstryd Ierland teen Wallis. Well, I mean, the story's been written many a times about the decline and how unfortunate it's been, but at the same time, we're playing them in a test match on Friday night, and for what I've seen from game one, like ourselves, that they've got better game on game, and the last game being as close as it gets to winning against a very good Scottish squad. So therefore, we've heard from the Welsh camp the confidence that they've got from that, and they're coming to Dublin on Friday night with a spring in the step, and we've heard that they're very familiar with how our lads play because of the familiarity with the URC and all of that. And I suppose, what influences that is probably the result last year against us as well. So it's up to us to make sure that we show them that we've moved on as well. Dit dan Andy Farrell, die afrigter van Ierland se rugbyspan. En kom ons hoor ek wat sê Dewey Lake. Hy daar by die kapteinsoefening het hy gesels. Dit is in die stadion waar hulle Saterdag gespeel, 'n pragtige stadion. En dit is Wallis wat gesukkel het die afgelope tyd, maar mense moet nie onderskat nie. Kom ons hoor wat sê Dewey Lake wat hy verwag van Wallis se kant af vir die wedstryd teen Ierland. Well, we've only been here overnight really. But yeah, it's a class place to play. The pitch is lovely, ground's class. Fans always get involved in the game. It's where I made my debut, so it's amazing to be back. But yeah, look, we're excited to play a good Island team and put our best foot forward. Is there a belief in the squad after that Scotland game, the way you played? Is there a belief in the squad you can come here and win? Yeah, look, I think I've said it from game one. There's been belief in the squad through the whole campaign. I think ultimately we showed our best against Scotland. It finally kind of clicked for us. We put a bit more effort into defence in the week, as I spoke about, and I think you probably saw that against Scotland. The mentality to go and defend, and when we get the ball, we look good in attack and have done over the last couple of months. So I think, yeah, look, that Scotland game's only going to give us more confidence, so we can go another level this weekend.
Dit dan Dewey Lyk, die kaptein van Wallis se rugbyspan. Ja, moeilike taak vir hulle om weg te speel teen Ierland, maar jy weet nooit, hulle het goed gedoen teen Skotland in hulle vorige wedstryd. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, ek en Mike het ook gepraat. Ons wonder ook wat kan gebeur. Dit is Ierland tuis teen Wallis. Mike, dit is in Dublin, dit is Ierland tuis teen Wallis en Wallis het baie goed gedoen teen Skotland eintlik, ongelukkig gewees om te verloor daai wedstryd eintlik. Maar nou tref hulle 'n span soos Ierland wat vir Engeland gewen het in Londen. Ierland lyk of hulle terug is. Dit gaan hulle is waarskynlik groot gunstelinge. Ja, ek moet vir jou sê ek wil so 'n tydjie terug gaan toe Farrell gesê het, ag ons nou hierdie wedstryd in Engeland gewen of verloor het, sou nie regtig vir ons saak gemaak het nie. Maar ek dink die wen het tog 'n geweldige groot rol gespeel in hoe hulle die res van hierdie toernooi dan nou benader. Ierland is 'n moeilike span. Ierland het 'n span gekies met vorige wedstryd wat hulle tot en met nommer 1 in die wêreldranglys gebring het en hulle het weer begin lyk na Ierland van ouds. Dit voorspel baie moeilikheid vir Wallis. Ja. Ek wil vir jou vra oor die strumskakels van wêreldwyd. Jy kan dit vat van Nieu-Seeland, hulle speel nie in hierdie kompetisie nie. Nieu-Seeland kry Hoygaard wat uitstaan. Jy het Antoine Dupont van Frankryk. Vir Suid-Afrika ook Kobus Reiner wat goed gespeel het. Gibson Park, Jameson Gibson Park vir Ierland. Hy speel van sy beste rugby in sy lewe. En die ding is, hy's nie meer die jongste speler op die veld nie. Hy's nie die jongste skramspakel in die wêreld nie, maar hy het soveel ervaring. En dis amper asof hy gemak gevind het in die tipe wedstryd wat hy speel. En ek wonder net of iemand soos Farrell vir hom dalk gegaan het en gesê het, speel jy jou styl wat jy wil speel, die res sal aanpas daarom. En tog is dit 'n span wat besig is om geweldig baie samespel te kan ervaar en hulle speel baie goed van mekaar af. Die skakelpaar werk en jy kan amper enige loskakel saam hom sit. Hy gaan die loskakel gemaklik. Ja. Maar so laaste vraag met afrigter Standy is die nuwe afrigter van Wallis, ook 'n nuwe afrigter. Ons gesien met die Bulls, tydjie vat vir Ackerman om sy voete te vind. Lyk tog of die nuwe afrigter van Wallis sy voete begin vind en dan speel beter. Ja, definitief. En ek dink dis die groot ding, jy moet 'n afrigter kans gee. Dit maak dit nie makliker om kans gegee te word in 'n toernooi, 'n kort toernooi soos 'n 6 nasies nie. Daar's baie druk op jou. Hierdie spanne gebruik dit ook ter voorbereiding vir 2027 se wêreldbeker, want hier kry jy nou 'n geleentheid om te kyk waar jy min of meer is. Maar ek dink tog Wallis moet 'n kans gegee word om hulle voete weer te vind, jonger spelers wat besig is om ervaring op te doen. En Tandy het sy werk uitgeknip vir hom, maar ek dink tog dat Wallis die vermoë het met die spelers om dit te kan doen. Ja, dankie Mike. Ja, groot ene daar in Ierland in Dublin. Dit is Ierland tuis teen Wallis. Maar kom ons kyk wat 'n ander groote is Saterdag. Dit is Skotland wat 'n tuiswedstryd het teen Frankryk. Hulle is 1-2 tans op die puntelys. Dit is Skotland wat 11 punte het. Frankryk het 15 punte albei na 3 wedstryde. 10:04 is daai afskoptyd, Namibië se tyd, is by Murrayfield en kom ons hoor wat sê Gregor Townsend en hy praat oor die Stit, die AC ry en kom ons hoor wat sê hy voor die wedstryd en dit is in Edinburgh. Yeah, look, it was great to see Darcy play almost a full game at the weekend for Edinburgh. New Zealand and Argentina were excellent performances by him in the scrum, but also in the contact area. And yeah, look, it allows us to mix up our front row as well. We know this is going to be an 80-minute game, so the players coming off the bench, Xander, Rory and Ewan, they bring real strengths outside of the set piece as well as in it. And we know the platform those first front row guys have to build for us, but we do see the bench having a big part to play too. France look impressive as ever. It'll be set up to be some occasion on Saturday. Yeah, well, they'll have a lot of supporters and they tend to travel for this fixture. They play a style of rugby which obviously the crowds and the supporters enjoy. They're full of confidence. They're playing really well. It's going to be a dry day, so we know the challenges that'll bring to our defence. But within that, there are opportunities for us to get the ball back, for us to play that similar style of rugby, which brings out our strengths too. So, yeah, it'll be a cracking fixture, I think. Dit dan Gregor Townsend, 'n groot wedstryd as Skotland daar kan wen, kan hulle gelyk trek met Frankryk op die puntelys van die 6 nasie. Maar kom ons gesels ook met Mike Potgieter, ons rugbykundige, en ons gesels wat kan gebeur in Skotland, Skotland tuis teen Frankryk. Mike, Edinburgh, dit is Skotland teen Frankryk. Frankryk enigste onoorwonde span, 3 keer in 'n ry natuurlik al gewen. Maar Skotland het gewys toe hulle vir Engeland geklop het. Hulle is 'n moeilike span om in Edinburgh te klop en Frankryk gaan dit agterkom ook Saterdag waarskynlik. Ja, ek dink dis die groot ding van wanneer jy kyk na 'n 6 nasie kompetisie, daar's so min spanne wat jy eintlik het om te klop, dat wen raak baie belangrik en veral wegwenne. So Frankryk sal wil wys dat hulle 'n goeie toerspan is, om hulle hand wat reeds een hand op die trofee is, net daai tweede hand so bietjie onder hom te sit om te sê ons ondersteun hom, ons verdedig hom suksesvol. Skotland daarteen gaan wil wys dat hulle nog steeds 'n kans staan om die trofee te wen. Skotland het bietjie hard werk om vir Wallis te klop, maar Wallis
met baie passie gespeel en dit natuurlik 'n klomp wedstryde verloor in 'n ry. So mens het verwag dat hulle gaan sterk terugtrek. Frankryk weer is het goeie momentum. Dit het goeie spelers, Antoine Dupont is fiks as hy altyd speel, is hy bepaald sterker. So dit het 'n effek, maar daar's ietsie in Skotland se rugby. Finn Russell byvoorbeeld op loskakel, die effek van so 'n speler. Hy kan vir jou die wedstryd op sy eie wen. 100% en as Finn Russell eers daai generaalrol begin vertolk en hy raak gemaklik met sy wedstryd en hy begin planne uitvoer en hy raak amper half asof hy 'n sewees of 'n touchies toernooi begin speel in hierdie wedstryd. Hy kry dit reg om spelers in 'n halwe gaping weg te plaas. Spelers hardloop van hom af. Hy is inderdaad 'n generaal op die veld. En as hy eers daai rol begin vervul, dan maak dit baie moeilik vir die oppositie. Die Franse span daarteen het daai momentum. Die vraag wat ek het is op watter punt gaan daai skaal dan nou begin tip? En is Skotland die een wat so 'n bietjie gewig op die ander kant van die skaal gaan sit? Ons het gesien deur die loop van die toernooi en dis eintlik wat dit nou so lekker toernooi op maak, is uitslae wat jy gedink het spanne gaan wen, het nie gewen nie. So dis so naby dat een oorwinning vir die Skotte kan die hele seisoen gooi. Okay. So laastens, tuisveld, dit het 'n groot effek, nee, en veral in die Ses Nasie, maar sy doedelsakke begin speel en daai Skotte is teenwoordig in daai stadion, dan motiveer dit Skotland verseker. Ja, en dis die ondersteuners wat trots is op die Skotse span. Die laaste paar jare het die Skotte werklik hulle wedstryd heeltemal verander, die tipe spel wat hulle speel, en ek dink Gregor Townsend verdien 'n groot klop op die skouers daarvoor, en wat hy dit reg gekry het om die beste uit die spelers te kry. Ek dink 'n kompetisie soos die Verenigde Rugby Kampioenskap help dit ook, want die beste van die beste franchises word dan nou gekies ook, en dat die sterkte van die franchises dra deur na die internasionale span het ons al veel keer gesien. Maar Skotland is werklik merkwaardig, en tuis in Edinburgh met daai doedelsakke met die ondersteuners, jy gaan jou keer moet ken. Ja, dankie Mike. Ja, groot ene daar in Skotland. Dis vir my die wedstryd van die 3 wedstryde wat gespeel word, die belangrike ene, die een wat die meeste belangstelling wek. Ander groot is dit is Sondag, dit is in die Stadio Olimpico, dit is Italië tuis teen Engeland. En Italië wat baie goed doen deesdae, Engeland het verloor teen Ierland hulle laaste wedstryd. Hulle sal wel regmaak. Hulle het 12 veranderinge aangebring in hulle span. So interessant is wat daar gebeur. Dit is so 7:20 afskoptyd Sondag. En ek en Mike Potgieter gesels weer eens. Dis die wedstryd Italië teen Engeland. Maar dit is in Rome, dit is Italianers, hulle speel gasheer Engeland wat oorkom. Ek dink daar gaan baie pizzas en baie opbou en baie spanfees en motivering wees. Een van die Italianers is hulle passievol en oor hulle span ek nou so goed speel. Ja, Engeland sal moet wakker slaap vir hierdie ene. Dit kan 'n moeilike wees vir Engeland. Ja, hierdie wedstryd is baie belangrik vir Engeland, want daai vorige piesangskille wat hulle ervaar het teen ander spanne wat nie in hulle guns was nie, sal hulle hierdie wedstryd moet wen om hulle self nog lewendig te hou in hierdie kompetisie. Italië daarteen sal definitief wil wys, luister, ons is nie meer die houtlepelspan wat ons was 'n paar jaar terug nie. Ja, en dis Italië wat baie beter speel, nie net voor en agter, hulle is 'n span, kombinasie speel hulle saam baie goed, hulle scrums is goed, en dit is oor 'n tydperk wat hulle begin beter speel. Dit is so 3 jaar terug het hulle gesukkel, maar veral in Rome, hulle het vir Skotland klaar gewen. As jy vir Skotland kan wen, dan kan jy vir Engeland ook wen. Wat dink jy sal Engeland met anders doen, want hulle het baie druk ervaar teen Italië om die voorspelers ook. Ek dink deur hierdie loop van die 6 Nasie seisoen was daar sekere spelers wat van die bank af gespeel het en sekere spelers wat begin het. Ek dink Engeland moet herinner word aan wat is die rol van elke speler in die groter groep. Ek dink byvoorbeeld ons het al baie keer oor Pollock gepraat. Pollock het begin, hulle speel vir Pollock van flank af op 8ste man en hulle gooi hom heeltemal deur mekaar, en dan sien jy wanneer hy te staan kom teen 'n wêreld nommer 1 of 'n topklas speler in 'n Ierse span of in 'n Franse span, is dit amper asof hy sy hele wiele afval want hy's nie gewoond aan dit nie. Vir my is iemand soos Pollock 'n X-faktor speler. Speel hom van die bank af, kom in met 30 minute oor en hy gaan vir jou 'n paar strafskoppe wen wat die wedstryd kan draai in jou guns of die tellbord aan die rol kan hou. So ek dink Engeland moet weer terugkeer na daai individue in die span opset. Ja, dankie Mike. Ja, groot een in Skotland en Edinburgh. Dit is vir mense lekker wees om daai wedstryd te kon gaan kyk. Dit was Skotland tuis teen Frankryk in die 6 Nasie. Maar ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur in die FA Cup. Dit is 'n groot sokker. Ons gaan nog gesels met MB Welman van die vinnige motors. Dis weer tyd vir Formule 1.
Welkom by Blitsfokus waar ons jou vervoer in 'n wêreld vol Namibiese jeug. Ons gesels elke maandag om 12:30 met 'n interessante figuur uit die Namibiese jeug wat vir ons meer vertel van sy paadjie of dit is in sport, kuns of kultuur. Ons wil die Namibiese jeug voorfront maak van Namibiese TV. Ons gesels dan ook natuurlik elke week oor 'n baie interessante Afrikaanse boek en al die nuutste Afrikaanse musiek. Maak seker jy mis nie Blitsfokus nie op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en dan natuurlik ons webtuiste OneUp2 onder Zone TV. Blitsfokus waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus maak. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels lekker sport internasionaal en ook in Namibië. En 'n tyd om na die sokkerveld te gaan. Daar's nie Engelse Premier League die naweek nie, maar dit is FA Cup en dit is 'n tradisieryke kompetisie. 16 spanne wat oor is, dis die 5de ronde en 'n Vrydag aand al is dit Wolverhampton wat tuis speel teen Liverpool. Hulle speel weer want onlangs in die Engelse Premier League gespeel, waar Wolverhampton vir Liverpool verras het. En dan is dit Saterdag is dit Mansfield Town wat speel teen Arsenal. En dit is 'n moeilike wedstryd vir Mansfield Town, Arsenal die voorloper op die Engelse Premier League. Maar kom ons hoor wat sê Mikel Arteta en dit was na Arsenal se vorige wedstryd in die Engelse Premier League. It is the league. I mean, when you look at the amount of minutes that players have played in comparison to last season, they are already much higher than last season. That's the schedule. That's the normality that we have now in the competition that we are in. We have to accept it, but the level of energy and desire that they put in, it's phenomenal. Tom, did the fact that the players could train affected their approach? 60 long balls is the most of any game that you've had this season in the Premier League. Was that attempt to try and get the ball further up the field in a way to rest almost between phases? No, I think that was down to especially what happens early in the game as well, and the lack of composure that we have in certain moments. Probably our heart rate is a little bit too high in certain moments because we are trying to recover as well. So obviously that's not the intention, but the players at the end have to make the decision. If they believe that throughout certain moments they have to do that, they have to do it. Dit dan Mikel Arteta, die afrigter van Arsenal se sokkerspan. En kom ons kyk na van die ander wedstryde ook Saterdag. Wrexham speel teen Chelsea. Dit is 7:15 en dan Newcastle. Hulle speel tuis teen Manchester City, een van die groot wedstryde van Saterdag. En dit is 10:00 Saterdag aand waar daai wedstryd gespeel word. Kom ons hoor wat sê Pep Guardiola. Hy is die afrigter van Manchester City. Still games to play for them more or less, and now it's Newcastle. Always I thought about that. So what's next? So nothing much, analyze, and in general was a good performance in many good things, and of course there are things you can improve and some departments, but in general it's really good. Ja, Pep Guardiola het ook praat van ons nog baie wedstryde oor in die Engelse Premier League, maar hulle sal nou moet baie fokus op die FA Cup, moeilike wedstryd teen Newcastle. Sondag is daar ook wedstryde, Fulham teen Southampton en dan ook Port Vale wat speel teen Sunderland en Leeds wat speel teen Norwich. Dis alles FA Cup 5de ronde wedstryde. Maandag ook West Ham wat speel teen Brentford. Kom ons gaan aan na die vinnige motors, dis Formule 1, dis weer sulke tyd van die jaar, die eerste ene van die jaar, dit is Australiese Grand Prix. Ek by alles begin in Australië, die tenniskalender het ook in Australië begin, en nou is dit die eerste ene, die volgende een gaan volgende naweek wees in China, Shanghai, en dan sit Japan daarna. Maar kom ons fokus eers op Australië. Dit is natuurlik die manne om dop te hou, Oscar Piastri, Lando Norris wat laas jaar gewen het, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, hulle almal is daar in hulle vinnige motors. En nou kom ons hoor wat sê MW Welman, hy is ons kundige en hy kyk vir ons 'n voorskou van die eerste ene in Australië. Wel Arie, uiteindelik is dit tyd vir die eerste Grand Prix van die 2026 seisoen en soos ek laasweek gesê het, 'n hele klomp nuwe reëls en regulasies, nuwe engines, nuwe ontwerpe vir die motors, alles is anders, net maar niks is dieselfde nie. En natuurlik is dit 'n groot verandering. Spanne sukkel 'n bietjie aan te pas en almal se oë is gerig op wat hierdie naweek gaan gebeur. Die grootste nuus natuurlik is die feit dat Aston Martin so sleg is dat Alonso en Stroll, hulle twee bestuurders sê hulle kan nie langer as 25 of 15 rondes in hulle onderskeie gevalle ry voor hulle permanente senuweeskade gaan opdoen nie, omdat die motor so erg vibreer nie. Nou ja, dis die eerste jaar wat Aston Martin saam met Honda werk. Hulle is ook die enigste kliënt van Honda. So Honda het net vir Aston Martin hulle engines te ontwikkel. Al die ander spanne, al die engine vervaardigers het meer as een span wat hulle engine gebruik, so dit meer data. Maar Aston Martin met na al die groot lawaai en opgewondenheid oor Adrian Newey en alles lyk maar of dit 'n redelike flop gaan wees. Natuurlik hierdie oggend was die eerste twee oefenrondes van die Australiese Grand Prix. Die eerste een het goed gegaan vir Ferrari, hulle het baie goed gelyk.
Paar meganiese probleme soos jy maar kan verwag. Lando Norris het 'n bietjie gesukkel met sy radkas. FP2, tweede oefenronde het 'n bietjie 'n ander prentjie geskilder. Die vinnigste was Oscar Piastri in sy tuis Grand Prix in Australië natuurlik met die McLaren, gevolg deur die Mercedes'e van Antonelli en George Russell. Die Ferraris lyk weer eens vinnig. Red Bull is besig om by te kom. So die rangorde lyk maar soos ons verwag het. Miskien Ferrari, McLaren en Mercedes heel voor, maar Red Bull so klein bietjie agter, maar die top 8 posisies gevul deur die top 4 spanne soos ons maar vermoed het van die begin af. Die jaar sukkel nou lyk maar 'n bietjie om te gewoon te raak in die motors. Ons het meer as een keer gesien dat hulle van die baan af ry. Hulle moet natuurlik vroeër rem, hulle moet baie keer afgaan na eerste rad toe sommer om hierdie revolusies hoog te hou om daai battery te kan laai en ja, dit vang hulle natuurlik 'n bietjie uit. Hulle is gewoond om altyd voet in die hoek te probeer ry. Nou moet hulle so versigtig wees. Iemand het hulle nou die dag vergelyk met vleeniers. Hulle het so baie knoppies en goeders om te druk dat hulle eintlik nie meer reisiesjaar is nie, maar vleeniers. So ja, dis nou die eerste nuus na die eerste oefenrondes. Ons sal nou sien wat in kwalifisering gebeur. Maar betroubaarheid gaan 'n baie groot rol speel hierdie jaar. Soos gesê het, die elektriese komponent van die engines is nou 50% van die totale krag, 350 kW van die elektriese deel en 350 kW van die interne ontbrandingsdeel of die ICE soos hulle dit noem, internal combustion engine. Is natuurlik sprake dat hulle daai elektriese komponent wil afbring, maar ek dink hulle gaan Australië eers gebruik as tipe van 'n laboratorium om te kyk hoe werk dit nou eintlik onder renomstandighede en wat se veranderings hulle kan maak. Die groot vraag natuurlik is hoe gaan die wegspring lyk? Ons het gesien die motor sukkel om hulle revolusies hoog genoeg te hou om daai battery gelaai te kry. Hulle sit maklik 10 sekondes daar met hulle engine op hoë revolusies. Nou kan jy indink as hulle besig is om reg te maak om weg te spring na hulle die opwarmingsronde gery het. As hy ou wat heel voor staan sal seker 'n maklike minuut lank daar moet sit met sy engine op hoë revolusies terwyl hy hom so hard so hoog as moontlik in die rooi injaag. Dit kan 'n bietjie dalk weer eens betroubaarheidsprobleme veroorsaak. So ja, baie om na uit te sien. Natuurlik die overtaking modes noem waar die voorste en die agterste vlerke gelyktydig platval. En verlede het net die agterste vlerk in die DRS sones platgeval. Nou kan jy die enige tyd van die enige plek op die baan kan jy dit gebruik. Ja, lekker opwindend. Baie om na uit te sien. So, dankie Arie, praat binnekort weer. Ja, dankie MB. Ja, dit is 'n lekker vooruitsig. Dit is die eerste Formule 1 Grand Prix van die jaar wat plaasvind en interessant is of McLaren, Ferrari, Red Bull watter spanne gaan die beste daar uitkom. Maar die wat dit wil kyk, dis vroegoggend op Supersport. Dis so 5 minute voor 6 wat mense daar kan inskakel en wegspring is 6:00 Sondagoggend en dit is in Melbourne natuurlik. Kom ons gaan na die golfbaan en daar's 'n paar groot toernooie wat gespeel word. Die Joburg Ope word gespeel op 'n deel van die DP Wêreldtoer. Dit is in Johannesburg en dit is Jaden Schaffer wat daar goed gedoen het in die eerste ronde. Hy is 6 onder baansyfer, maar die grootte in die PGA toernooi is die Arnold Palmer uitdag toernooi. Die meeste topspelers in die wêreld op die wêreldranglys speel daar. Voorloper na die eerste ronde Daniel Berger, hy was 9 onder baansyfer. Colin Morikawa en Ludwig Aberg 6 onder baansyfer. En Scottie Scheffler, hy is die nommer 1 speler in die wêreld, 2 onder baansyfer gewees en kom ons hoor wat sê hy. Sommer net in sy gevoelens gewees voor die eerste ronde of hy gereed is om te speel in hierdie toernooi. Yeah, that's a good question. I think I've always enjoyed kind of the harder tests that we see, and so I think when you think about those golf courses, you know, think about Muirfield, even when it's soft, it's really challenging. This golf course, I'd say with the way the rough is and how firm the greens are, that just gets so challenging. And here in Orlando, we typically always get wind. It's very rare to get, you know, a stretch here where you don't get a ton of wind. I feel like the standard is usually about 10 to 20 miles an hour, which for golf I think is a great amount of wind. It's not anything crazy where you're afraid your ball's going to blow or ball's going to oscillate or anything like that, but it's challenging enough to where you really got to hit it extremely solid in order to get the ball through the wind and control it. And going into these greens, I mean, Tuesday afternoon they were already, you know, basically dead. They're so firm, and so it's shaping up to be, I think, a very challenging week around the course. You know, they made some changes with some runoff areas and stuff like that, and I think overall I like those kind of little things they did to the golf course. Dit dan Scottie Scheffler, hy het 2 onder baansyfer gespeel in sy eerste ronde en hy is die speler wat konstantste die afgelope 2-3 jaar gevaar het. Hy is met 'n rede nommer 1 in die wêreld en kom ons hoor wat sy nommer 2 in die wêreld, Rory McIlroy, en hy is uitgevra oor hoe moeilik dit is om vir Scottie Scheffler te klop en sy vorm en wat maak hom 'n moeilike teenstander. Hierso is Rory McIlroy. Yeah, I mean, look, he's played consistently excellent golf for, I'd say, ever since he got his first win back at the start of 22. I mean, he hasn't really dropped off since then, so it's been, okay, you could say 18 top 10s in a row, but it's been
it's been 4 years of really, excellent, consistent golf. And he's, you look at his game and there, you would have said a few years ago that the putting was a weakness, but you wouldn't say that now. And you look at all the other aspects of his game, and you don't see a weakness from a physical standpoint, from a mental standpoint. So, and he seems like he has a good mindset of just, last week's done, I'll move on to this week, and there's no, forget about whatever happened. And he operates in the present so well, and that's one of his super strengths. Maar dan Rory McIlroy, ja, dit is interessant, die woorde wat hy gebruik is goeie mindset en hy play in the present en dit is wat vir Scottie Scheffler 'n goeie golfspeler maak. Ons probeer dit ook as amateurs, ons kry dit nie altyd reg nie. Maar kom ons kyk wat in Namibië gebeur, daar's ook 'n klomp sportaksie. Eerstens om Saterdag 'n groot swem, hy kom hulle klomp jare, dit is by die Oonap Dam en dit is die Point Break oopwater swem. Is dan naby Rehoboth en dit is die afstand is 5 km, dit is Saterdag begin so 10:15 en Sondag ook is daar 'n 2,1 km en dit is 10 uur wat dit begin en dan is 700 meter 9:30 die oggend. Die prysuitdeling is 12 uur Sondag. Groot padwedlope dan ook, dit is by Rossing National Marathon, dit is die groot Rossing Marathon, natuurlik 'n marathon 42,2 km en 'n sterkte vir al die fikse drawers wat daar gaan uitdraf of gaan draf in die padwedlope daar in Swakopmund. Daar's ook 'n 21 halfmarathon en ook 'n 10 km. Dan ook netbal, daar's netbal in Kommersdal Stadion en dit is in Windhoek, dis die MTC Netbal Namibië Premier Liga se uitspelwedstryde en 'n spanne van regoor Namibië is daar in aksie. Hulle kom van ver, kom van Hardap, kom van Kommas. Natuurlik dis meer nader natuurlik in Windhoek, maar ook van Kavango Oos, van Oshana, van die Zambesi streek en oral, so dit is lekker netbal wat gespeel word in Windhoek. Vlugbal, daar is die jaarlikse DTS sportklub by Olympia, so die jaarlikse volleybal for all. Dit is ook 'n groot dag van pret, so gaan kyk gerus daar by Olympia na die lekker vlugbal wat daar gespeel word. Dit is aangebied deur FNB Insurance of versekering en ook DTS vlugbal. Dan gaan ons na die sokkerveld, dit is die Premier Liga sokker wat plaasvind, dit is die mans wat voortgaan, hulle speel oral oor in Namibië, hulle speel Oshakati en Gobabis en in Rundu ook in Namibië, of ook in Windhoek eerder, en by Unam se stadion, dit is natuurlik in die Komma-streek, is dit Nampol wat teen Blue Water speel, dit is 2 uur Saterdag, en by dieselfde stadion is dit Tigers wat teen Okahanya United speel, dit is 4:30. Ook by die Windhoek Onafhanklikheidsstadion, 'n groot wedstryd, African Stars teen 11 Arrows, en daai afskop is 5 uur, en dit is Saterdag en dan die vroue FNB Vroue Liga gaan ook voort. Daar's ook wedstryde in Oshakati en ook in Windhoek wat ook Saterdag gespeel word. En dan 'n groot wedstryd is by Windhoek by die HTS stadion, Mighty Gunners Ladies teen Nast Babes. Dit is 1 uur en dan sit 4 uur is dit die Windhoek City span. Hulle speel teen V-Power Angels. 'n Groot wedstryde wat plaasvind op die sokkerveld. Dan nog Sondag, daar's 'n groot fietsry, maar dit is nie in Windhoek nie, maar die Namibiërs gaan daar wel ry. Dit is die Kaapstad fietsry, die Cape Town Cycle Tour wat plaasvind. Dit is Sondag 109 km, 47ste keer wat dit aangebied word en daar's 28,000 inskrywings. Baie van Namibië se fietsryers wat ook deel sterkte vir almal geniet dit en hoop is 'n mooi dag in die Kaap Sondag. Dan laastens ook een cricketwedstryd Sondag, dis ook in die Namibië se 50 Bilbeerd Premier Liga. Dit is weer by die High Performance Oval en dit is CCD Tigers wat speel teen Traska United 9 uur vir die eerste bal gebal. So dis 'n vol program van sport, 'n lekker sport naweek internasionaal en ook in Namibië. Ons volstaan eers vir hierdie week. So lekker baie sport na uit te kyk. Die Formule 1 vroeg Sondag, dis lekker en dan natuurlik daai rugby en daai sokker en die cricket eindstryd Sondag. So lekker sport naweek vir almal. Groete tot volgende Vrydag.